Goeiemôre broers en susters. Ek hoop julle het almal 'n goeie week agter die blad. Van my kant af, ook vir julle Christo, hulle is nou nie vanmôre hierdie kant nie. Nou vanoggend se boodskap gaan oor vergewing van sondes en ek is so dankbaar ek preek daaroor want ek moet hulle vergewe dat hulle aftrek Kaap toe. En as ek hierdie boodskap nie verstaan nie dan gaan ek nou sukkel met julle Kaapenaars wat nou op daai lekker plekke gaan bly, maar mag die Here vir julle ook baie seën, waar julle ook al gaan en waar die Here ook vir julle gebruik, mag hy ook vir julle daar regtig gaan gebruik. Kom ons sit so dan raak ons stil voor die Here. Here, voor U wil ons buig. As ons sing Amazing Grace dan wil ons die grootheid van wie U is verstaan. Dan besing ons in ons harte, Here, dat U teenwoordigheid alles vir ons is. En as ons vanmôre in hierdie kerkgebou is, dan wil ons voor U wees, Here, en voor U die drie-enige God alleen. Amen. Geliefdes, ek groet julle met die versekering dat God ons liefhet, oneindig baie liefhet. Amen. Ek gaan nou vanoggend begin met die geloofsbelijdenis oor die vergewing van sondes, wat duidelik sê, ons glo aan die vergewing van sondes. Nou, wanneer 'n mens oor vergewing praat, moet jy tog vir iets vergewe. Was jy al ooit in 'n situasie gewees van waar jy uiteindelik iemand vir jou sê iets verkeerd gedoen, maar jy het nie 'n klou wat jy verkeerd gedoen het nie. Hulle beskuldig jou van goed, maar jy het geen idee waaroor dit gaan nie. Nou die oomblik toe ek vergewing van sondes begin voorberei, toe besef ek ons kan baie maklik presies as gelowiges in daai posisie wees. As mense, van waar ons oor die vergewing van sondes praat, maar ons het nie 'n idee wat sonde is nie. Ons het nie 'n idee wat sonde is nie. Daarom het ek dit so bietjie omgedraai, om te kan sê, ons gaan staan so bietjie stil vanoggend, om te sê, maar van wat moet God ons vergewe? Maar waarom moet vergifnis vir ons daar wees? Waarom glo ons aan vergewing van sondes? En dan gaan ons volgende week so bietjie kyk oor hoe ontvang ons vergewing van sondes en hoe vergewe ons mekaar. Maar vanoggend wil ek vir ons lees uit Romeine 3 vers 9 tot 26 om net so 'n kykie te gee op sonde. Is ons as Jode dan beter as die ander? Glad nie. Want ons het al bewys dat Jode en nie-Jode almal in die mag van sonde is. Daar staan immers geskrywe, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie. Daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge bedrieg hulle, oor hulle lippe kom woorde soos giftige slange. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet. Hulle laat 'n spoor van verwoesting en ellende agter. Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie, en ontzag vir God het hulle nie. Dit weet ons alles wat Moses se wet sê. Sê hy vir die wat die wet het, niemand sal hom dus kan verweer, in die hele wêreld is strafwaardig voor God. En dan Romeine 3, 20 tot 26, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as die offer wat deur sy bloed versoening bewerk het, vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in teenswoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek
wat in Jesus glo. Nou, een van die grootste foute wat die kerk seker kon maak deur die jare was gewees dat ons begin het om sonde in kategorieë te sit. Die Rooms-Katolieke Kerk het die 7 doodsondes begin sê. Ons het begin om sonde te vat en dit iets te maak. Ek onthou nog in my studente daar, hoe ure ons gedebatteer het oor wat is sonde. Kan julle onthou, en baie van julle was dalk by sulke gesprekke betrokke gewees, hulle gesê het, by die KJA of wat ook al, is dans sonde. En dan het ons ure gepraat oor is dans sonde. Tot op 'n dag, wat een in die groep die opmerking gemaak het, en vir ons gesê het, maar julle, sonde is nie iets nie. Sonde is nie iets nie. Sonde is 'n monster in ons. Sonde is nie iets nie. Sonde is die monster in ons. Nou wat het hy uiteindelik vir ons gesê? Toe gaan ek na verskillende woorde in die Bybel wat sonde beskryf. En jy besef eintlik wat hierdie monster is, as jy hierdie woorde se betekenis regtig verstaan. Nou, ek gaan nie die woorde sê nie, maar ek gaan net die woord vinnig noem, dat Shata, wat die Hebreëse woord is, en Amartia, wat die Griekse woord daarvoor is. Sê sonde is wanneer ons die doelwit mis. Sonde beteken, jy mis die doelwit. Nou kan baie mense sekerlik sê, maar waarvan praat jy? Wat se doelwit mis ons? Ek is dan suksesvol, ek doen goed, ek is nie te sleg nie, en ek het allerhande okay wees rondom my. Wat mis ek dan? En dis wat ons in Romeine 3 vers 23 gelees het, broers en susters. Wat sê, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Almal het gesondig, maar wat mis ons? Ons mis die heerlikheid van God. Ons mis, en dis die doelwit. Die doelwit wat ek en jy, en wat die mense daar buitekant uiteindelik mis, is dat hulle die heerlikheid van God nie ken nie. Dat ons nie deel daaraan het nie. Nou, in die Ou Testament het hulle ook geworsel daarvan. Moses, julle kan gerus maar by die huis vandag bietjie Eksodus 33 en Eksodus 34 gaan lees. Maar Moses het ook daar met die volk van God gesukkel, en hy het later in 33 vers 18 staan daar, Here, ek smeek u, laat my tog u heerlikheid sien. Laat my tog u heerlikheid sien. En wat hy daarby bedoel het is, dat hy het gesoek na wie God is. Nie wat ons dink God is nie wat hy soort van deur die wet en allerhande dinge wat hy doen, dink God is nie. Hy wou weet, wie is God? En dit mis ons. Ons mis daardie soeke na wie God regtig is. En dan ontdek hy dit, want hy het uiteindelik in Eksodus 34 vers 6 tot 7, lees ons die vers. Die Here het by hom verbygegaan. Hy het eers gebid, hy wil dit sien. En toe gaan die Here by hom verby, en het aangekondig dat die Here God, genadig en barmhartig, lankmoedig en oorvloedig in goedheid en waarheid is, genade aan duisende gee en vergifnis van sonde en ongeregtigheid. Die oomblik toe Moses sien wie God is, dat God die God is wat sondaar mense vergewe, wat ons ongeregtigheid nie regtig aan ons toereken nie, dat hy die een is wat lankmoedig en geduldig met ons is. Die oomblik toe hy 'n prentjie kry op wie God is, toe verstaan hy God se heerlikheid. Toe verstaan hy wat hy mis. So as ons dan vanoggend soort van sê dat sonde laat ons mis om te sien wie God is, dan sê ons in werklikheid vanoggend vir ons dat die sonde in my en jou lewe kan maak dat ek en jy vanoggend hier sit en nie 'n klou het wie God is nie. Nie 'n idee het wie die God is wat ons aanbid nie. Maar die mooi daarvan is
dat ons tog die heerlikheid kan aanskou. Efesiërs 1 vers 17 tot 18 staan daar, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Openbaring in kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand. Verligte oë van julle verstand. So hierdie gedeelte kom eintlik en sê, maar as ons voor God gaan staan en ontdek wie hy is en wat hy vir my doen, dis dan wanneer ek weet sonde hoort nie by my. Want dan het ek 'n standaard. Dan het ek iemand wat dood eenvoudig nie hierdie selftevredenheid van ons het nie. Ons het selftevrede geraak, broers en susters. Ons aanvaar klomp goed in ons lewens wat doodgewoon nog steeds sonde is. Want ons het vergenoegd geraak daar, want ons het ons eie standaard geword. Ons meet sonde aan ons, aan wat ons dink sonde is, wat ons dink reg en verkeerd is. Nee, ons moet ons meet aan wie God is. Dit was die eerste betekenis. So as jy sonde wil verstaan, moet jy verstaan dat jy God dalk nie volledig ken, soos wat hy is nie. Dis wat sonde doen. Hy maak jou toe. Die tweede ding van sonde is dat jy aanvaar nie die gesag van God nie. Romeine 8 vers 7 gaan ek vir julle in 2 verskillende vertalings lees. Romeine 8, 7. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, want die sondige natuur is altyd vyhandig ingestel teenoor God. Dit rebelleer teen God se wet, want dit is in sy aard. In die 83 vertaling staan, die dinge waarmee die sondige natuur van die mens, waarmee hierdie monster om die binnekant mee besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige, en dan verduidelik hy nou hierso, want as ons nou dink vyandskap, dan kan baie van ons sê, maar ons is nie vyandig gesind teenoor God nie, dat ek is nie 'n vyand van God nie. Maar wat is dit dan? Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie, en dit kan trouens ook nie. So wat is hierdie rebellie wat ons het? Wat hierdie monster in ons maak? Is dat ons die gesag van God nie aanvaar nie. Dat ons nie aanvaar dat wanneer hy vir ons wys wat reg en verkeerd is, wanneer sy woord vir ons sê wat ons moet doen, dan weier ons volstrek om onsself daaraan te onderwerp. Nou wil ek amper vir ons almal vra vanoggend, hoeveel dinge is daar in ons lewens wat ons sal moet buig voor God, wat ons weet dat God dit nie so wil hê nie, maar ons het nog nooit gebuig daarvoor. Ons het nog nooit voor die Here gaan staan en sê, Here, ek weet, dit hoort nie by my nie. Jakobus 4:17 sê, as iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. As ons weet wat God wil hê ons moet doen, en ons doen dit nie, is dit sonde. Hoekom doen ons dit nie? Want ons onderwerp ons nie aan die gesag van God. Dis hoekom ons so in 'n gesaglose samelewing leef. Dis hoekom daar soveel gesagsmisbruik is. Aan die einde van die dag is dit 'n kwessie van die mens word die maatstaf, dat ek is die een wat die oppergesag wil hê. Ek is die een wat in die regering wil wees. Ek is die een wat oor ander mense wil besluit. Want dis presies wat die duiwel gedoen het. Die duiwel het van die begin af, wou hy God se plek inneem. Hy wou die besluite neem. Hy wou maak met sy lewe wat hy wil. Hy wou die een wees wat die laaste woord spreek. Maar die Bybel is uitdruklik, broers en susters, die een wat die laaste woord spreek, is God. Maar die mense in sondige natuur gaan dit nie toelaat nie. Daar gaan goed in my lewe en in julle lewe wees, wat julle dood eenvoudig sal weet, maar is eintlik ek wat daar die laaste woord spreek. Dis my bitterheid, dis my lewe, dis my kwaad wees, dis my dit, my dat, en so kan ons aangaan. Maar dit sê opnuut vir ons aanvaar nie die gesag van God oor ons lewens nie. Nou, duiwel is uiteindelik uitgegooi die hemel uit as gevolg daarvan, dat ek wil terug Jesaja 14 vers 12 tot 14, maar ek gaan net die 11de vers dalk vir julle eerder lees, 11. Jy het met jou hoogmoed, met die klank van jou hartmusiek en al in die doderyk beland.
Wat hy daardeur sê is, die duiwel het in hierdie verwaandheid van hom, hierdie ek is in beheer, ek is groter as God, dat hy gesindheid, met al die mooi van daai harpmusiek, het hy in die doderyk beland. En dis waar ons almal beland het. Ons almal het met hierdie egos van ons, uiteindelik beland op 'n plek, waar ons weet, God het nie die laaste sê nie. So dis die tweede ding wat ons kry. Sonde maak dat ek en jy begin dink, ons is die belangrikste in ons eie oë. Gaan kyk na die wêreld. Gaan kyk waar die gesag lê. Gaan kyk wie hulle sê, wie regering sê die hoogste gesag het. Gaan kyk wanneer hulle God uitskryf uit 'n grondwet van 'n land uit. Wat sê ons? Wanneer ons begin ongehoorsaam raak aan gesagsfigure, wanneer kinders onderwysers begin ignore, wanneer ons uiteindelik enige ander tipe van gesag begin ignore, wie sê ons wie is die hoogste gesag? Dis ons. En dis sonde. Dis die mens wat nie vir God sien vir wie hy is. Dis die mens wat die heerlikheid van God mis, wat die doelwit volledig mis. 'n volgende woord, wat uiteindelik ook saam met dit gaan, is wat ons in Jesaja 57 vers 20 tot 21 kry. En dis die woord rasha, wat beteken daar's 'n onophoudelike onrus wat die sondige natuur gee. Daar's 'n onophoudelike invloed van sondaars wat die wêreld maak dat hy nooit by vrede uitkom nie. Wat maak dat die wêreld nooit tot stilstand kom nie. Dat maak dat ek en jy in ons persoonlike lewens uiteindelik nooit vrede vind nie. En dis sonde wat dit doen. Jesaja 57, 20, 21 sê, maar die goddelose is soos die onstuimige see wat nie tot rus kan kom nie, en waarvan die golwe aanhou om sluik en modder uit te stoot. Vir die goddeloses is daar geen vrede nie, sê my God. So die betekenis is dat hierdie monster in ons maak ook, broers en susters, dat ons 'n klomp onrus het. Gaan kyk na die wêreld. Gaan kyk die wêreld daar buitekant. Gaan kyk hoe dat hulle met hulle eie gesag nêrens vrede bewerkstellig. Nêrens. Want hulle kan nie. Die monster in die mens sal maak dat hy nie kan nie. Daarom gaan ek nou, dan spring, daar's nog klomp, daar's 'n hele spul woorde wat die werklike wese van dit saamvat. Maar wat is my en jou geneesmiddel daarvoor? As ons dan nie God se gesag aanvaar nie, as ek en jy uiteindelik op 'n punt is waar ons rebelleer teen God, waar ons die doelwit vir ons lewens begin mis, wat moet ons doen? Wat moet jy doen wanneer jy uiteindelik op die punt staan waar jy besef, maar kyk, hoe is ek? Kyk, hoe lyk ek? Daai erkenning van wie ons is, om op daai oomblik voor God te gaan staan. Dis waar ons vergifnis vind. Spreuke 28 vers 13 sê, wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, genade beteken in die geval, sal vergifnis kan ontvang. So die kern wat ek en jy voor ons het, broers en susters, hoeveel van julle het al 1 Johannes 1 vers 9, hoeveel keer in julle lewens dalk opgesê waar ons gesê het, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Bereid om alles te vergewe. So die Here se vergifnis, as ons vanoggend net op dit kom stil staan, beteken as ek en jy vanoggend hierdie opstand wat ons teen God in ons het, daai stuk rebelsheid wat nog steeds maak dat jy nie in alles sy gesag aanvaar nie. As ek en jy vanoggend besef, maar ek ken die heerlikheid van God nie regtig nie. Wie God werklik is, weet ek nie. Ek ken daar so 'n stukkie van hom. Ek het nog nooit soos Moses gesê, Here, kom by my verby nie. Kom by my verby nie, ek wil dit sien. Ek wil dit ervaar nie.
dan mis ons dit. Die geneesmiddel, 2 Korintiërs 5 vers 21, en daarmee gaan ek afsluit. Die woord in die vers begin so, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Verstaan jy vanoggend dalk die plaasvervangende liefde wat God gehad het? Hy het geweet, ek en jy gaan daai monster nie oorwin nie. Hy het geweet, die wêreld sal dit nie reg kry nie. Daarom stuur hy Christus. Stuur hy Christus sodat hy die sonde op hom vat, sodat ek en jy vergifnis kan hê. Ek gaan laat ons na 'n lied luister. Die beginpunt van vergifnis van sonde sal altyd wees op die punt waar ons as mens kom, op die punt waar ons weet, maar ons skuld God dit. En dan ontdek wie Christus is, wat dit vir my gedoen het, dat hy namens my dit regtig gevat het, sodat ek en jy nie vanoggend hier hoef te sit en te sê ons is 'n klomp monsters wat deur ons sondige natuur werklik beheer word nie. Luister daarna hoe dat hierdie uitruil transaksie van God plaasvind, want ook in hierdie oggend wil God uiteindelik 'n uitruil transaksie met ons aangaan. Of ons kan sê hy is bereid, hy het dit alles gevat. Dit was ons skuld gewees. Hy is bereid om dit te vat ter wille van my en jou. Kom ons luister daarna. He paid the debt he did not owe. I owe the debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. Lord Jesus paid the debt that I could never pay. He paid the debt he did not owe. I owe the debt I could not pay. Then I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. Lord Jesus paid the debt that I could never pay. Listen to me, listen very well. He paid the debt he did not owe. You owe the debt, but you could not pay. Then you needed someone to wash your sins away. Then now you sing a brand new song. His amazing grace. Lord Jesus paid the debt that you could never pay. He paid the debt he did not owe, but you owe a debt and you could not pay. Then you needed someone to wash your sins away. And now you sing a brand new song. His amazing grace. Lord Jesus paid the debt that you could never pay. He has paid the price of your sin. He has paid the price of all the things you have committed. Why not give your life to Jesus? He is the truth. He is the life. He is the same yesterday, today, and forever. Accept Jesus in your life, and it shall be well with you. God bless you. Vergifnis begin waar ons skuld voor God verstaan. Maar die verlossing begin wanneer ons die heerlikheid van God, van wie God aan die kruis vir ons geword het, daai oneindige liefde vir ons, daar het hy dit gaan afskryf, sodat ek en jy waarlik vry sal wees, maar dat ons ook versigtig sal wees, want jou monster is deur Christus oorwin, en ek en jy kan nog steeds 'n rebellie in ons hê, ons kan nog steeds sonde doen, nou daaroor praat ons volgende week, wat van moet ons nog vergewe word. Die groot vergifnis is vir ons gedoen. Mag die Here gee dat ek en jy daaraan vashou, dat ek en jy sal weet, ek wat vergifnis hier ontvang het,
sal dankbaar my verlossingslied sing. En dit gaan ons ook dan as ons slotsang vanoggend doen. Toe Moses van die berg afstap, toe blink sy gesig. Die oomblik as ek en jy die heerlikheid van God sien, wanneer ons van sonde verlos word, dan sal ek en jy die heerlikheid van God vir die wêreld uitstraal. Mag die Here gee, dat omdat ons sy heerlikheid sien, kan die wêreld in ons sien. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van ons. Amen.